Goeiemôre van my kant af ook, is altyd lekker om saam met ons mense te kuier en vir jou die woord te bedien, altyd vir my 'n voorreg, en ja, ek lees hierdie week 'n dingetjie wat hulle sê, die jaar gaan so vinnig verby, weet, elke jaar dan gaan dit net vinnig, hulle sê hoe ouer jy word, hoe vinniger gaan die jare, en te sê die inhou, hy sê, joh, hierdie jaar het dan baie vinnig verby gegaan, laas jaar hierdie tyd was dit April, so as die jaar vir jou vinnig gaan, so ons is amper daar en ons geniet, en maar daar is nog 'n klomp goed wat gebeur net hier by die kampus, met betrekking tot so na die einde van die jaar toe, soos jy nou gehoor het met ons dankfeesdiens volgende week, en alles wat daarmee saamgaan, maar voordat ek begin, ek wil net noem dat ons het 'n parkering afgesper, as jy inkom, en jy sien die parkering aan die ander kant, daar waar net grond is, so teen die muur af, sal jy sien daar is afgesper, spesifiek vir ons mense met hoë risiko voertuie. Dis nou die Hilux bakkies en die Fortuners en die Rangers en also aan, so as jy voel, is jy welkom om daar te stop, ons wil net seker maak, en dis daarom maar by die sekuriteit, en daar's beweging en alles wat daarmee saamgaan, so wees vermoedig, en dan, as jy wil, dan kan jy daai kant af parkeer, en dan, ja, soos wat ons gesê het, ons is in ons reeks wat ons noem Blurred Lines, en ons is by week 3, en net so 'n bietjie agtergrond oor wat ons al gedoen het, en wat ons al oor gepreek het in die eerste 2 weke spesifiek, is dat ons die hele gedagte van Blurred Lines gaan baie keer, soms beleef ons hierdie stuk onduidelikheid, soos wat ek in my eie lewe ervaar, jy weet, partykeer bid 'n mens en die Here antwoord vandag, maar partykeer bid ons en ons vertrou die Here en ons dankfeesdiens kom op en ons sê Here, ons vertrou U vir 2026 vir sekere goed soos wat jy die Here vertrou het vir 2025 vir sekere goed, en dan gebeur dit net nie altyd nie. En ons raak bietjie onduidelik en dit raak bietjie vaag in terme van ons verstaan van God se karakter en dit wat ons van hom beleef, en dis die gedagte rondom dit, en ons wil net in my eie lewe spesifiek, want hierdie ding raak so naby my eie lewe, is dat ons net weer duidelikheid sal kry van God se karakter, sy liefde vir ons en alles wat daarmee saamgaan, en hoe kyk ek daarna spesifiek, en ons het gepraat oor die gedagte van, jy weet, moet ek nou die Here vir hom dankbaar wees en vir hom dankie sê, want dit is in 'n reeks van dankbaarheid, dis ook om ons dankfeesdiens kom op, moet ek nou dankbaar wees in omstandighede, moet ek dankbaar wees vir omstandighede, en vanoggend praat ons oor die gedagte van ons moet dankbaar wees deur omstandighede, dit waardeur ek gaan, en vanoggend wil ek lekker saam met jou kuier net rondom daai gedagte van hoe kan ons die Here vertrou, wanneer ons deur omstandighede, negatiewe omstandighede natuurlik, is waar dit gaan, en ons het na die skrifgedeelte gekyk, Efesiërs 1, wat vir ons so duidelik is, ek hou daarvan, as ek bid in my eie gebedslewe, dan is dit een van die goed dat ek bid vir myself, vir my gesin, en so meer oor ons huwelik en ons finansies, hy sê daarom, omdat ek gehoor het van julle geloof, in die Here Jesus Christus en julle liefde vir al die heiliges, en hier sit ons vanoggend, dit sluit almal van ons in, hy sê, hou ek ook nie op om vir julle te dank nie, ek noem julle in my gebede, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring sal gee, om hom werklik te ken, en dat hy julle verstand sal verlig. Dat daar nie blurred lines sal wees uiteindelik nie, ons kan duidelik sien van dit wat God vir ons gegee het, en hier is wat hy dan sê, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping is, en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfenis vir die heiliges. En dis waarmee ons besig is. Here, ek bid so, en vir my gebed ook vanoggend vir jou en van ons, dat ons dit sal grasp, Pierre het nou genoem, dat ons sal bewus raak van, nie net sy genade oor my lewe nie, sy vergifnis oor my lewe nie, maar dat ek sal bewus raak van sy teenwoordigheid in my lewe natuurlik. Ons het ook gepraat en verwys na die skrifgedeelte in 1 Tessalonisense 5 vers 18, wat sê, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Ons gaan negatiewe omstandighede beleef, ons gaan deur dit gaan en ons beleef dit, want hier's wat ek wil sê in my eie lewe dat ek ervaar, daar's krag in 'n dankbare hart. Daar's krag in 'n dankbare
hart uiteindelik. En ek wil jou so 'n bietjie terugvat na my en Welna se ervaring net toe ons nou so beginne, jy weet wat ons ervaring daarvan is en hoe ons 'n pad met die Here gestap het, spesifiek wat betref ons finansies en so meer. En ons is net getroud en omstandighede het gemaak, onder andere wat ek eintlik baie vroeg in my lewe, ek het so 8 maande gewerk na ek gestudeer het, het ek 'n huis gekoop. En dit was nogal 'n bold stap vir ons gewees met betrekking tot dit maar nou beleef ons nie altyd hierdie oorwinning wat ons veronderstel is om te beleef, wat ons gevoel het die Here moet vir ons voorsien nie, want die meeste van die tyd was ons in tydelike poste. Daar was nie, ons het gebid en dan gaan ons na ons selgroep toe en daai tyd baie natuurlik nog steeds baie betrokke by sellewe en groeplewe en also meer. En dan sit ons by ons selgroep en sê ons luister, julle moet saam met ons bid. Ons moet die Here vertrou, want as ek my huis betaal het en hier's 'n paar goed gebeur en brandstof en so meer, dan is dit nie die vraag van hoeveel geld het ek aan die einde van my maand oor nie, is hoeveel maand is daar nog aan die einde van my geld oor. En dis wat ek beleef het, en ons beleef hierdie ding, en een van die goed wat ons spesifiek beleef het in ons journey met die Here, wat hierdie goed betref, en die Here gee vir ons duidelikheid, daar was regtig 'n liedjie daaroor, en ek wil dit vir jou lees, en wat ons in ons selgroep nogal gesing het. So dis nou 'n bietjie 'n paar jare terug, nê, wat ons het beleef het. Ons het nie kinders gehad nie, maar ons het ons bid vir ons vra ons selgroep, ouens, julle moet saam met ons hierdie ding vertrou, ons moet die Here vertrou. Dan het ons hierdie liedjie gesing wat staan in Habakuk 3 vers 17, en ek het vir op die bord gesit, wat hy sê, alhoewel die vyeboom nie sal bloei, en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die vyeboom sal teleurstel, en die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn, en geen beeste in die stalle sal wees nie, en dan sê hy die uitdaging, en die commitment, en die opoffering, wat ons veronderstel is om te maak, hierdie sacrifice in ons lewens, soos wat ons gevoel het, nogtans sal ek in die Here jubel, ek sal juig in die God van my heil. En ek en Welna, soos ons vandag hier sit, kan getuig van die waarheid van daai stuk woord oor ons lewe. Ons is in moeilike omstandighede, as die Here moet vir ons deurkom, en dis wat ons beleef het, en hoe het die Here dit vir ons gesê het. So met ander woorde, om dankie te sê, of om dankbaar te wees, binne in my omstandighede, was vir ons hierdie groot waarde, maar dit was ook vir ons hierdie ongelooflike groot opoffering. Daar's 'n Psalm wat praat van, al saai ek en ek saai met trane, sal ek sekerlik kom en ek sal my vrug sien gebeur. Ek sal verseker 'n oes oplewer. En baie keer vir ons, en ek weet ons sit hier vanoggend, is dat jy moet dankbaar wees. As jy Benny, ek kan nie, want niks het nog verander nie. Dis juis waar geloof, in my stap in geloof soos 'n mosterdsaad, dat ek daai stap kan neem en sê, Here, ek gaan dankbaar wees, want ons krag in 'n dankbare hart, te midde van die feit dat ek dit nog nie sien gebeur het nie. En dis wat ons ervaring was. En ek onthou, ek het op daai stadium in my lewe, het ek redelik hoog op in die land atletiek gedoen, en ons het lekker deelgeneem, en ons het die land vol gevlieg, en dan hardloop ons in Bloemfontein, en ons hardloop in Stellenbosch. Julle sal onthou, daai jare was ons nog geïsoleer, daar was nie internasionale sport of internasionale atletiek spesifiek nie. Dan het ons geborgde byeenkomste gehad. Dan die Aniek Tron byvoorbeeld het van die skoonheidsprodukte van die dames wat dalk ken of van haar weet, sal weet. Dan sy nou 'n byeenkoms geborg, of Sanlam met 'n byeenkoms geborg. En dan was ons baie bly, en ek was bevoorreg gewees om op daai stadium die meeste van die tyd op die rostrum te staan. En dan roep hulle nou ons name uit, in die eerste plek, in die tweede plek, en in die derde plek. En ek onthou, ek het die Here gesmeek, dat ek ten minste net 'n wedloop kan wen, want dan kry ek 'n koevertjie. En in daai koevertjie, vir 'n wen het ek R500 gekry. Vir tweede plek R300, vir die derde plek R100. Daai tyd was dit iets. En ons het die Here vertrou, net vir daai een fout van, Here, dankie vir daai koevertjie, wat ek sou beleef het. En dan die vierde plek het niks gekry nie, en ek het altyd geglo, dat, jy weet, die tweede plek, ek wil eerste plek hê, want tweede plek is die eerste plek vir die verloorders, okay? Onthou dit net in terme van sport. Maar dan kom ek by die huis met die koevertjie, ek is baie dankbaar vir ons koevertjie. Dan sê Welna, waar is hy koevertjie? Bring hy koevertjie. En ek het altyd beleef, hy skrif wat sê, ek is die oorwinnaar gewees, maar sy was meer as oorwinnaar. En dis wat ons beleef het. En dis nie daai storie hoe die Here met ons pad gestap het. Al is daar nie vee op die velde nie. Al is daar nie wat ook al nie. Nogtans sal ek my in die Here jubel, en ek sal dit vir die Here vertrou net rondom dit. Hier is die gedagte oor, as ons praat van
van berge en dale, nee, dis die gedagte van die lewe gaan nie net oor bergtoppe nie, verseker gaan dit oor bergtoppe en on top of the world, en ek beleef baie keer daai tipe goed, en soos ek nou toe ek het voorberei, toe dink ek aan op berge en in dale, vir die van julle sal weet, daar's 'n gesang of 'n psalm daaroor, en dan het ek altyd vir die ouens gesê, onthou net is op berge en in dale, nie Humbertus se sandale nie, maar dat jy net seker maak, maar daar's berge en dale, en ons beleef hierdie goed in ons lewens, maar hier's wat ons sê, dankbaarheid verwyder ons nie uit die vallei uit nie, dit lei ons deur die vallei, met die vertroue dat God alle dinge ten goeie sal meewerk. Dis nog 'n skrifgedeelte wat ek vir jou wil voorhou vanoggend, wat jy kan onthou. Habakuk was die een gedeelte, die ander gedeelte is hierdie gedeelte wat ons so bekend is en so algemeen vir ons is. In Psalm 23, in vers 4 kom Dawid, dan skryf hy, al gaan ek ook deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Jy moet dit so onthou, U is met my, hy los my nie alleen nie, hy sê, U stok en die staf, die vertroos my. Sê Here, dankie, maak nie saak wat dit is nie, al gaan ek deur, dis belangrik die woordjie deur, want ek bly nie net daar nie, want dan kom weer 'n bergtop, wat ek weer kan juig en jubel, en wat ook al ek daar kan doen, rondom dit, maar daar is 'n tyd wat ek binne hierdie vallei is, hierdie dale is, maar ek gaan deur dit. Ek gaan deur dit en ek beleef dit. Ek hou van die 83 vertaling wat dit so stel. Hy sê, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. Dis sy belofte vir ons in ons lewe, en ek het nou gesê, wat Paulus gebid het, hy sê vir hulle, dat hulle verliefde van God vir hulle verstaan, vir hulle wat in verhouding met hom is, geld hierdie goed, en ek kan myself daarin lees, U is by my, want my hart behoort aan U, en ek staan in verhouding met U, daarom sal U by my wees. Ek onthou toe Jesus, toe hy opgevaar het, toe beloof hy die Heilige Gees vir ons, en dan sê hy, ek gaan opvaar, maar ek gaan vir julle 'n trooster stuur, iemand wat soos ek sal wees, wat by julle en in julle sal wees, soos sy belofte. Dis Nuwe Testament, maar Dawid het dit al gesien teen daai tyd. Dit gaan met ander woorde oor wie saam met my is, omdat God saam met my, en omdat God saam met my in hierdie vallei is, weet ek, hy sal my deur die vallei lei uiteindelik. So om dankbaar te wees, hier's nog 'n stelling wat jy kan onthou, om dankbaar te wees in my omstandighede, ontken nie die vallei nie. Dit verklaar die teenwoordigheid van God in die vallei terwyl ek daardeur gaan. Jy weet, baie keer kan ons so highly spiritual raak. Jy weet, in terme van ons verhouding met die Here, godsdienstig raak met betrekking tot, jy weet, as jy vir mense sê, hoe gaan dit? Nee, wat, alles is altyd goed. Dan kan ek dink, ek weet nie, hoe kry jy dit reg nie? Want ek sukkel baie keer bietjie daarmee. Alles gaan net altyd goed. Alles is net, jy weet, nee, die Here is in my lewe, en ons praat eintlik ons valleie bietjie weg in ons lewe, en ek vertrou Here, nee, ons gaan deur valleie gaan. En dis nie, dis asof iets fout is met jou, asof die Here jou gelos het, en jy het klomp goed verkeerd gedoen het nie. Die valleie gaan daar wees. Dis wat ons beleef. So toe Dawid Psalm 23 kom skryf het hy dit kom skryf vanuit die verwysing raamwerk van hom as 'n herder. Hy het verstaan wat dit beteken om 'n herder te wees. Wel, hy het die beer en die leeu verslaan om sy skape te beskerm. Hy beleef dit en hy skryf dit uit hierdie verwysing raamwerk uit, wat hy daar sê, daar gaan nou paaie wees, daar gaan skaduwees wees, daar gaan roofdiere wees, wat ons gaan beleef, maar ek weet, ek is nie alleen in hierdie storie nie, U is met my. Hier is iets wat jy ook moet onthou, vrees sê, ek is alleen, maar dankbaarheid sê, God stap saam met my in hierdie proses. En Filippense 4 is een van die gedeeltes, toe ek voorberei het, toe dink ek moet dit vir jou noem, ek moet dit vir jou gee, want dit is so 'n sleutel vir ons, wanneer ons daaraan vashou, en ek het dit nie op die bord gesit nie, ek wil dit net vir jou noem. Filippense 4, as jy 'n baie mooi skrifgedeelte wil gaan lees in die Nuwe Testament spesifiek, is Filippense 4 een van dit. Dis waar hy begin met die gedagte, wees bly in die Here, ek herhaal, wees bly in die Here. Jy verstaan nie my omstandighede nie, hy sê te midde van jou omstandighede, wees bly in die Here, maar dan sê hy baie belangrik, wees oor niks besorg nie. Ons het nou iets daarvan gesing uit Matteus 6 uit.
Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes deur gebed en smeking bekend word by God. Met ander woorde, hy weet presies waartoe ek gaan, maar hy wil hê ek moet hom sien as my bron, soos ons in die eerste week genoem het. God is my bron, ek sien hom as my bron. Ek kom na hom toe, ek sê Here, hier is 'n klompie goed wat ek U voor vertrou in my lewe. Terwyl ek in hierdie vallei is en terwyl ek baie keer nie lig sien nie, gaan ek U vertrou en hy nooi ons uit om dit te doen in oortuiging en in vrymoedigheid. Maar dan sê hy baie belangrik, hy sê en die vrede, as jy dit nou gedoen het, met ander woorde, ek dien hom as my bron, as jy dit nou gedoen het, dan sal die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, die vrede van God, wat groter is as jou gemoed van bekommernis, in my woorde, dis om bietjie beter Afrikaans te noem, hy sê, sal julle harte, met ander woorde, wat hier aangaan, my bekommernisse, die goed wat hier vir my soos 'n oorlog voel, hy sê, sal jou harte en jou sinne, jou gedagtes bewaar in Christus Jesus. Jy sien, hy is ons vrede, hy is ons krag, hy is alles wat ons ooit sou nodig hê, en ons moet altyd onthou, soos die oom altyd gesê het, as hy praat oor vrede, vra ek vir 'n oom, hoe gaan dit nou daar by julle? Hy sê, nie jou broer, is daar weer vrede by my huis. En al wat hy bedoel is, die ou tannie slaan hom nie meer nie. Want jy sien, vrede is nie vrede die afwesigheid van die tannie slaan nie my mee nie. Vrede is nie die afwesigheid van oorlog of turmoil of wat ook al dit kan noem nie, of pyn nie. Dis die teenwoordigheid van die prins van vrede in my lewe. Dis die teenwoordigheid van Jesus Christus in my lewe wat my vrede is. En sodra ek my goed aan hom genoem het, wat ons volgende week kan doen, is as Here, ek vertrou U vir 2026 vir 'n paar goed wat net met deurbrake wees in my lewe. Hy sê, wanneer ek dit gedoen het, sal die prins van vrede, hy sal my gedagtes en my sinne bewaar in Christus Jesus. Ek gesels eendag met 'n evangelis, wat nou baie sterk in Afrika gewerk het, op daai stadium en so meer, en hy vertel my van die tyd toe Mosambiek onder oorlog was, burgeroorlog was, julle sal dit onthou, ek dink dit was in die jare 80s rondom dit, was hulle in 'n burgeroorlog, en daar was vreeslike oorlog en gevegte, en hy met daai gebied uit, en hy sê, onthou soos toe 'n helikopter kom land uit, groot helikopter kom land uit, en hulle is besig om kinders in hierdie helikopter in te laai, die skote klap onder hulle, die handgranate val hier om hulle. Hy sê, kyk so na ek weet jy mos nou 'n ou wat die helikopter bestuur, en dan het jy wat hulle noem 'n gunner, die ou wat die gun hanteer op hy sê, hulle het hom lankal geskiet hier deur, hy sit net daar. Hy sê, nou sien hy dit, en hulle is besig om kinders hier in te laai. Hy sê, maar nog nooit in sy lewe het hy groter vrede beleef as op daai spesifieke oomblik nie. En ek dink, hoe is dit moontlik? Hy sê, want die prins van vrede, ons het so gevoel dat ons is so in die wil van die Here, ons is so besig, maak nie saak van goed wat om ons klap nie, dit gaan oor die prins van vrede, en ek kan met oortuiging hierdie kinders in hierdie helikopter laai. Want vrede gaan nie oor die afwesigheid van oorlog nie, dit gaan oor die teenwoordigheid van Jesus Christus. 'n Ander skrifgedeelte wat ek vir jou wil noem is, wat ons lees in Romeine 8 vers 28, baie bekende skrifgedeelte vir my persoonlik, wat ek baie keer in my lewe gebruik het, en nog steeds gebruik. Hy sê, ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is, en ek wil weer dit sê, jou identiteit lê hier, binne in hierdie skrifgedeelte, want partykeer kan jy voel, is okay vir die ou links van my of regs van my, maar ek het hierdie week nou nie lekker gedoen wat ek veronderstel was nie, so hierdie skrifgedeelte is nie op my van toepassing nie, luister hier, dit is van jou op jou van toepassing, jy moet dit jou eie maak, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, hier sit ons vanoggend, elkeen van ons, niemand is daarbey uitgesluit nie. Hy sê vir hulle werk alles ten goeie mee, en ek wil net 'n storie vertel wat ek nou al baie vertel het, en net in my persoonlike lewe, ek was so 15 jaar oud toe my ma oorlede is, en ek was 'n bietjie ouer, so 8 jaar daarna is my pa oorlede, en so 3 jaar na hom is my oudste broer oorlede, en ons het hom op 'n stadium vir mekaar gesê, luister hier, stop nou hierdie doodganery, ons verstaan nie om begrafnisse te reël, okay? Dis wat ek beleef het, en hierdie skrifgedeelte in my lewe spesifiek, kan ek getuig vandag, na 'n klomp jare daarna, wat ek kan getuig hoe hierdie skrifgedeelte in my lewe waarheid geword het.
Want alles werk ten goeie mee, en as ek vandag na my lewe kyk, en ek kyk na ons gesin en ons familie, en hoe die Here voorsien, en dit wat ons beleef in hom, dan sien ek hoe dat hierdie skrif, en jy moet dit vat vir jou, te midde van die uitdagings, te midde van die vallei, te midde van die feit dat ek weet, hy gaan saam met my, weet ek, hierdie goed is tydelik, Pierre het dit nou genoem, hierdie goed is tydelik in my lewe, daar gaan 'n plek wees wat ek weer op die heuwel is, wat ek weer op die berg is, en ek kan dit beleef. En ek wil vanoggend afsluit met hierdie ongelooflike skrifgedeelte in die Ou Testament. Nou, ek sit so rukkie terug weer met iemand wat hy vir my vra, hy wil bietjie beter Bybel lees, en hy wil so, hy wil sy Bybel beter verstaan, en so meer. En een van die goed wat ons altyd moet verstaan van die Bybel, is dat jy, as jy dink aan Ou Testament, Nuwe Testament, die hele Bybel gaan oor Christus. En alles van Christus gaan oor my en jou. So wanneer jy Bybel lees dit vanuit daai verwysingsraamwerk uit, met daai bril uiteindelik. En hier is 'n mooi gedeelte in 2 Kronieke, en jy sal nie glo nie, daar's regtig 'n boek soos Kronieke. Alright, as jy dit lanklaas dalk gelees het. Iemand sê nou dag, as jy nou na die hemel kom, en dan jy moet seker maak dat jy weet wat in die Bybel aangaan, want Haggai gaan na jou toe kom. En dan gaan hy vir jou vra, hoe het jy my boek geniet? Het jy 'n boek geskryf? Ietsie soos daai, maar dis nou nie dit nie, maar ietsie soos daai. Daar is 'n boek soos Kronieke, alright. Maar 2 Kronieke 20, een van die mooiste stories vir my in die Bybel, en ek het net vir jou die verwysing gegee, want ek wil hê jy moet dit gaan lees, en ek gaan sulke snippets uithaal uit daai gedeelte uit, wat vir my dit so prakties maak, in terme van waarvan ons praat. Dis Here, ek wil U vertrou, wanneer ek deur hierdie vallei gaan, en ek wil kyk na wat U in my lewe doen, uiteindelik, en so ek gaan 1 of 2 goed lees. Hy sê, en daarna het die kinders van Moab, en die kinders van Ammon, en saam met hulle 'n deel van die Meoniete, teen Josafat gekom, om te veg. Hy was die koning van Juda op daai stadium. Hulle teen Josafat gekom, dis die scenario, maar hiersto, luister die scenario. Daar's 3 nasies wat teen hulle te staan kom. Hierdie was net Juda, dit was nie eens die hele volk Israel nie, dit was net Juda. Nou obviously gaan ons dit nie maak nie. 3 nasies wat teen ons te staan kom. Ons gaan dit nie maak nie. Dis tickets met ons. Hierdie ding gaan nie vir ons werk nie. Ons gaan nooit weer die heuwel sien nie. Ons gaan vir altyd, ons gaan sommer doodgaan hier in die vallei. Dis wat hulle beleef. Nou sê hy sê, Josafat het bevrees geword, en sy aangesig daarop gerig, ons het 'n paar goed genoem vanoggend rondom dit, om die Here te soek. Dis Here, ek kan hierdie ding nie maak nie, en jy sit dalk vanoggend hier met goed en omstandighede in jou lewe, en sê Here, as dit nie vir U is nie, gaan ek dit nie maak nie. Ek gaan dit nie maak in my lewe nie. Hy sê, hy het sy aangesig daarop gerig om die Here te soek, en hy het oor die hele Juda 'n vasdag uitgeroep, en dan sê hy, met ander woorde, ja, hier is hoe hulle uiteindelik reageer. Met ander woorde, ek dank die Here, ek het 'n dankbare hart, ek eer hom, ek prys hom. Net ons worship vanoggend was net so amazing, dat ons kan engage in worship, en sê, Here, dankie, dat ek U kan eer, want U is beter as enige van my omstandighede. Hy sê, met ander woorde, hy sê, God in die hemel, en is U nie die heerser oor al die koninkryke van die nasies nie, ja, in U hand is krag en sterkte, sodat niemand teen U kan standhou nie. Partykeer moet ons God se grootheid, sy goedheid, wie hy is the champion of the world, met ons in verband bring met ons uitdaging, met ons negatiewe omstandighede. So ons God sal U nie teen hulle strafgerig oefen nie. Met ander woorde, ons God sal U nie hulle tackle nie, sal U nie betrokke raak in hierdie oorlog saam met ons nie. Hy sê, want in ons is geen krag nie. Ek het ervaar toe ek voorberei het, jy gaan mense sit wat vanoggend voel, maar ek het geen krag nie. My jaar is net te veel uitgeloop. Dit voel vir my, die jaar loop onder my uit, en ek het net nie lus vir dit wat nog moet kom nie. Hy sê, in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie, en ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op U. Dis wat hy beleef. En dan kom die Here, dan antwoord hy, en jy moet daai skrifgedeelte gaan lees. Ek los baie stukkies uit, detail uit daai skrifgedeelte uit. Hy sê, julle hoef daarby nie te veg nie. Staan gereed. Bly staan en aanskou die redding van die Here by julle. Hy sê, Juda en Jerusalem, vrees nie en wees nie verskrik nie, trek môre teen hulle uit, en die Here sal met julle wees. Hy los ons nie in die vallei nie, hy vat ons tot op die plek waar dit nodig is, dat ons oorwinning beleef. En dan sê hy, en hier is wat hulle nou gedoen het, en hulle het opgestaan om die Here, die God van Israel, te dank in my woorde, dankie te sê in my woorde, met 'n groot stem het hulle hom geprys. En
En hulle het tot eer van die Here sangers opgestel. Luister na hierdie storie. Hulle het sangers opgestel wat moes lof sing by die uittrek op die voorpunt van die gewapenis moes sê: loof die Here, want sy goeie tierenheid is tot in ewigheid. En daar bedank ek die worship team. Wie is wat hulle gedoen het? Hulle het die worship team reg voorgesit. Want hy het begin glo en sê, Here, U gaan saam met ons. U woord, ons glo U woord. Dis wat U oor ons lewens gesê het. Maar ons gee nie om nie. Ons gaan hulle sommer reg voorsit en hulle gaan die eer en ons gaan dit so in hierdie oorlog ingaan. En as jy daai storie gaan lees, uiteindelik wen hulle en gaan lees daai detail van wat God gedoen het om uiteindelik vir die oorwinning te kan gee en hulle oorwin en hulle wen die oorlog. Dan sê hy, daarop het Josafat en sy manskappe gekom om die buit in te samel en hulle het by hulle 'n menigte goed en klere en kosbare voorwerpe gekry en het soveel vir hulle gebuit dat hulle nie dit kon wegdra nie. Luister hierna. En hulle was 3 dae lank besig om die buit in te samel want dit was groot. Hier is die crux vir my, van my lewe, van my storie, van 'n plek af waar ek dit nie gaan maak nie. Ek voel ek gaan dit nie maak in my huwelik nie, ek gaan dit nie maak in my finansies nie. Here, U moet my help, ek is in die dal van doodskade weer. My verhoudingslewe werk nie uit nie, daar's niks in my lewe wat regtig werk nie. Van 'n plek van ek gaan dit nie maak nie, na 'n plek wat ek 3 dae vat om die buit in te samel. En laat my dink aan daai gedeelte, as ek reg onthou is dit in Filippense wat hy dan sê, ek dink is Filippense 3 vers 20, wat hy dan sê, hy sê my God voorsien in elke my behoefte, meer as wat ek kan bid, dink of vra. Baie meer. So met wat ook al jy hier sit vanoggend, vertrou die Here, dis die Here, ek gaan U loof, ek gaan U eer, ek gaan eer aan U bring, ek gaan alles doen, ek gaan met 'n dankbare hart na U toe kom, en ek gaan glo dat U vir my hierdie oorlog gaan wen uiteindelik, en dit gaan vir my beter wees as wat ek self daaraan kan dink. Dis wat sy woord ons leer. Sal jy saam met my staan? Daar's verskillende maniere hoe dat ons na uitdagings kan kyk, na goed in ons lewe kan kyk. En die eerste daarvan is baie keer breek mense op. Ons sien dit. Mense breek op, dwelms en wat ook al die geval mag wees. Mense breek op. Baie keer is omstandighede van so 'n aard dat mense breek weg. Ek kan nie meer hierdie vat nie en dan gebly hulle aan die Kaap. Nee, ek spot sommer, dis net omdat ek jaloers is. Maar baie mense breek weg. Sê dat ek net hier wegkom en teen jou vat jy jou probleme maar net saam. Maar wat ons nodig het om vanoggend te verstaan is dat ons sal deurbreek. Want hy is saam met ons in hierdie vallei. Hy is saam met ons en daarom kan ons met oortuiging net vanoggend sing. Kan ons met oortuiging net so bewus wees van sy teenwoordigheid. Hy gaan saam met my deur hierdie omstandighede en dis wat ek gaan beleef. So wat ons gaan sing is my so amazing en want die oorwinning in die vallei stel my weer op vir die tyd wat ek bo op die berg is. Die oorwinning in die vallei stel my op van dit wat die Here in my lewe en deur my lewe wil doen. Ons gaan sing The Wonder of Your Love en ek het net ietsie uitgehaal daar. Hy sê will break the change that bind us. The power of your touch releases us to worship. Kom ons sing.